Maar verlos ons van die bose, praat ek in veel besonderhede oor wat ek noem God se groot projek. God se groot projek is op 'n manier al 4000 jaar aan die gang, en dit is 'n projek om te soek na 'n meer gelyke, 'n meer regverdige soort samelewing in verhouding met dit wat bestaan het in daardie tyd. Dink aan die wyse waarop die Egiptiese ryk gebou is op 'n bepaalde hiërargie. Dink aan die ryke van die Assiriërs, van die Babiloniërs en die geweld wat daarmee saamgegaan het. Dink aan die Kanaanitiese godsdienste, die vrugbaarheid en die voorspoeds teologie wat daarin gepaard gegaan het. Maar dink ook aan die latere ryke van die Perse en van die Grieke en van die Romeine, en die soort vrede wat die Romeine probeer bewerkstellig het, maar tog altyd op die basis van militêre oorheersing. So wat ek probeer sê is dat God met Israel se verkiesing iets anders probeer begin het, 'n alternatief daar probeer stel het, 'n lig vir die nasies, 'n voorbeeld van hoe 'n soort samelewing kan lyk, wat meer gelyk is, meer regverdig. En wat God dan doen, is eintlik heeltemal kontra-intuïtief, naamlik om 'n groep mense te kies, wat eintlik die minst waarskynlikste moontlikhede het. Dis 'n randfigure, dis slawe, hierdie klomp slawe wat uit Egipte uit weggehardloop het, maar ook nomades, bendes, figure wat los in die samelewing rondloop, smokkelaars en so meer, om hulle bymekaar te kry om 'n volk Israel te stel. Dit is dan ook eintlik geen wonder dat die projek eintlik deurlopend misluk het nie. Ons lees daarvan veral in die Ou Testament hoe keer op keer die volk Israel eintlik maar net probeer het om 'n replika te bied van die goed wat hulle rondom hulle gesien het. Hulle het hulle eie koninkrykies probeer, hulle eie ryke probeer vestig. En die profete dan heeltyd sê, het hulle probeer herinner aan waaroor dit eintlik gaan om terug te keer na God se droom vir die soort samelewing wat God in gedagte het. En jy kan sê dat hierdie droom eintlik deurlopend in die Ou Testament gewoon misluk het. Sodat die koms van die Messias nodig was om die projek as dit ware weer terug op die spoor te kry. En die Messias het gekom en 'n voorbeeld daar gestel van hoe dit sou kon lyk, maar die voorbeeld het natuurlik ook misluk met die kruisiging van Jesus. Net om in die vroeë kerk weer verder te versprei, en dan eintlik vinnig te versprei deur die hele Romeinse ryk, en tot vandag toe nog verder versprei oral oor die aarde. Maar die geskiedenis van die kerk is natuurlik ook 'n storie van hoe hierdie projek misluk het, hoe die kerk gefaal het daaraan om die lig vir die nasies te bied. Maar terselfdertyd kan 'n mens sê dat God se projek ook nog nie klaar is nie. God is nog nie met ons klaar nie. God het nog nie met ons moed opgegee nie, want God het die wêreld lief. En iets daarvan is die boodskap van verlossing in Maar verlos ons van die bose.